Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons tot die troon kan nader. Dankie dat ons deur die verlossing van u Seun, u Vader kan noem. Soos wat 'n aardse moeder en vader kinders het en die kinders hulle moeder en vader noem, so het u, o Hemelse Vader, ons u kinders gemaak deur die wedergeboorte wat u ons geskenk het deur die werk van u Gees op grond van Christus se versoeningswerk. Ons dank u dat ons u as Vader kan aanroep, maar hierdie kindskap van ons trek selfs nog verder as dit terug in die dae van die voortyd en die dae van die ewigheid. Het u voorbeskik om ons as u kinders aan te neem. Dankie Here dat ons nie as wese agtergelaat is nie, maar dat ons u as ons Vader kan hê. Die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Ons dankie vir u versorging, want soos wat ons as aardse ouers sondig is en sleg is, maar weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, deurdat as hulle aan ons brood vra, ons nie vir hulle klip sal gee nie. As hulle vir ons vis vra, sal ons nie vir hulle 'n slang gee nie. As hulle vir ons 'n eier vra, sal ons nie vir hulle 'n skorpioen gee nie. Maar u is ons hemelse Vader, volmaak, en daarom sal u volmaakte gawes aan ons skenk. U sal aan ons die Heilige Gees skenk, die wat u bid. Ons het u nodig, o Here, ons het die krag en die werk van u Gees nodig, sodat ons u helderder kan sien in ons geestesoog. Deur die woord verklaar, maar ook weet ons Here, daar is baie mense wat die Bybel lees en nie tot daardie gevolgtrekking kom nie. Selfs die duiwel het uit die skrif uit aangehaal. Daarom is dit nie maar net vanselfsprekend dat ons die Bybel sal oopmaak en daaruit sal lees en daar vir ons lering na vore en wysheid sal kom nie, maar u skenk aan ons deur u Gees wysheid. En daarom is ons afhanklik van u. Daarom vra ons, open ons geestelike oë, dat ons kan sien die wonders uit u wet. Ons bid dat dit ons oordenking sal wees dag en nag. En Here, dan dat u deur u woord lewe in ons sal skep. Dat u deur u woord versterking sal skep. En daarom, Here, is dit so belangrik om te bly by u woord in 'n tyd waarin hier in hierdie wêreld gefokus word op allerhande tierlantuintjies in kerke en nie gefokus word op die skrif, die oopbreek van die woord, die verklaring van die woord en die toepassing van u woord nie. En bid ons dan, skenk dit aan ons, dit self ook is nie vanselfsprekend nie, want ook die apostel Paulus leer dat daar gebid moet word, dat 'n woord gegee word, dat daar met alle vrymoedigheid gespreek word, ooreenkomstig u wil. En dit is nie van nature nie. Dit is 'n gawes wat ons uit u hand ontvang. En seën ons met daardie gawes. Leraar en ook die ouderlinge wat moet toesien dat die leer suiwer gehou word. Ons kom bid, Here, dat u ons as gemeente sal ondersteun, ook vir hulle wat deur moeilike omstandighede gaan, en ook die diakens wat hulle moet bystaan. Ons bid dat ons na mekaar sal omsien. Ons bid dat ons vir mekaar sal lief wees, sodat die wêreld kan weet dat ons u disippels is. Ons word ook gemaan deur u om nie ons vyande te haat nie, maar om vir hulle te bid, selfs wanneer hulle ons vervolg. Daarom wil ons vir hulle bid, ons wil bid vir ons regering, ons bid dat u die woord van die evangelie ook tot hulle ore sal laat bring. Ons bid, Here, dat u hulle harte sal aanraak, sodat hulle ook hierdie wonderlike woord, die evangeliewoord, kan ontvang en aanneem. En dit is u, Here, wat die harte van mense in u hand het. U lei dit soos waterstrome waarheen u wil. En daarom bid ons dat u hulle harte ontvanklik sal maak vir u woord.
Ons bid, Here, seën ons dan en wees ook in die besonder met hulle wat deur moeilike omstandighede gaan, vir hulle wat met siekte worstel, vir hulle wat met deur omstandighede depressief gelaat is, bevrees gelaat is, bid ons dat U deur die groot genade en barmhartigheid na hulle sal omsien, want U is die goeie herder, o Christus, U het gekom om na U skape om te sien, en U het herders aangestel wat moet uitgaan en ook om die kudde te versorg, te help wanneer hulle siek is, te ondersteun wanneer hulle teneergedruk is, maar ook om die beere, die leeu's en die wolwe en die jakkalse weg te hou, om hulle weg te dryf. Bid ons dan dat U op so 'n wyse ons gemeente sal help en sal ondersteun as U kudde. Seën ons dan nou waar ons die woord lees, verklaring van U woord, die toepassing van U woord, die uitleef van U woord. Ons bid dat U met ons in al hierdie dinge sal wees, tot verheerliking van U self en tot uitbreiding van U koninkryk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit Openbaring 4 vers 5 tot 11 en dan ook Hebreërs 1 vers 1 tot 14. Hoor die woord van die Here. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg, en die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. En werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. En dan Hebreërs hoofstuk 1 vanaf vers 1. Nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eerstgebore in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Maar van die Seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. En U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is die werke van U hande. Hulle sal vergaan, maar U bly, en hulle sal almal soos 'n kleed versluit,
en soos 'n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en U jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van U voete? Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Ons fokusgedeelte is Openbaring 4 vers 11, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Die tema van ons boodskap, die Vader openbaar sy skepingsmag deur sy Seun, aanbid God. Die Vader openbaar sy skepingsmag deur sy Seun, aanbid God. Die Westminster Confession of Faith, dis die geloofsbelijdenis van, in die besonder die Skotse Presbyteriaanse kerk, en wat deur baie ander kerke onderskryf word, het hierdie eerste vraag en antwoord, verskoon toe nou tog maar die boere Engels. What is the chief end of man? Answer, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Glorify God and to enjoy Him forever. Aanbidding van God en om Hom te ken en om sy teenwoordigheid vir ewig te geniet, is wat ons hoogste doel is. En dis duidelik die doel van hierdie hemelse wesens wat ons hiervan lees. Dis nou die hemelse wesens wat nie geval het nie, want ons weet ook dat daar gevalle engele is, wat ons duiwels noem. Maar die heilige engele en die heilige hemelse wesens sien ons stem ooreen met hierdie Westminster Confession of Faith vraag en antwoord om God te aanbid en Hom vir altyd te geniet. En elke keer wanneer hierdie 24 of wanneer hierdie 4 lewende wesens neerval en aanbid, dan het die 24 ouderlinge neergeval en aanbid. So die 4 lewende wesens maak die naam van God groot, die 24 ouderlinge val neer. Nou vir diegene wat nie elke Sondag hier by ons is nie, ons is besig met 'n reeks in Openbaring. En ons kyk na hierdie openbaring van God en sy Seun aan ons in Openbaring hoofstuk 4 en hoofstuk 5, sodat ons uit die oogpunt van die soewereiniteit van God kan kyk na die res van die boek. God beskik en bepaal alle dinge wat in die geskiedenis plaasvind, in die hede, die verlede, die hede en die toekoms plaasvind. En so hier sien ons die waardigheid van God in die sin dat die geskape wesens, engele, 24 ouderlinge, en ons sal later sien hoe die 144.000 en later die skare bygevoeg word wat niemand kan tel nie, in aanbidding voor God sy lof besing. En so het ons dan nodig om te weet dat ons eindbestemming, die ewige hiernamaals, 'n plek gaan wees van ewige aanbidding van God. En die Here is nou al reeds besig om ons in hierdie lewe voor te berei vir hierdie ewige aanbidding van God. Want ons sien dat hierdie 4 lewende wesens, en ons sal nou 'n bietjie meer kyk na die beskrywing van hierdie lewende wesens, hulle is besig om sonder ophou, dag en nag, God te aanbid. En Paulus leer 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Dis nie noodwendig om die hele tyd te sit en 24 uur van die dag te bid nie, maar dis om in die gesindheid van gebed te leef, om altyd te leef in die gesindheid van gebed.
om vir alles, en 'n baie goeie voorbeeld wat ek vir u kan noem is die kerkvader Augustinus, die Confessions, die belydenisse, dit is in Afrikaans ook beskikbaar, om die belydenisse van Augustinus, dan sal u sien hoe hy gebed in sy hele lewe inkorporeer, en dit 'n alledaagse gebruik maak. Maar wie is hierdie hemelse wesens met wie ons die skepping deel, wat ons hiervan lees? Daar word vir ons genoeg gesê in die Bybel om kennis te neem van hulle, maar nie genoeg sodat dit ons geïnteresseerdheid vervul nie. Daar bly vrae en daar sekere dinge wat ons nie ons kop rondom kan sit nie, en hoekom is dinge so, en daardie vrae word doelbewus nie geantwoord nie, omdat die middelpunt God is en nie hierdie wesens nie. So daar's 'n verskil daaraan om te sê, wel ons ignoreer dit wat vir ons gesê word, ons fokus net op God, dis nie wat God wil hê nie. God wil hê ons moet kennis neem, maar ons moet weet dat die Bybel wat hy vir ons gegee het, handel nie hoofsaaklik oor hierdie wesens nie. En so ons gaan kyk wat aan ons geopenbaar is, ons gaan erken waar ons kennis doodloop en ons gaan ons berus daarby. En soos wat ons in Hebreërs lees, sien ons die voortreffelikheid van Christus bo enige hemelse wese. Daar's vir geen van hierdie engele gesê, kom sit aan my regterhand totdat ek jou vyande maak 'n voetbank van jou voete nie. Daar's vir geen een van hierdie engele gesê, laat die engele aanbid nie, maar laat die engele Christus aanbid, en so Christus ontvang die aanbidding van die engele, wat wys dat Christus is voortreffelik bo al hierdie wesens. En so die boodskap van vandag gaan ons die hoop gee, want ons as gelowiges sug, volgens Romeine 8, ons sug omdat ons nog sondig is. Hoe meer ons onsself leer ken, hoe meer ellendig is ons in ons eie oë, en hoe meer voel dit vir ons dat die realiteit van hierdie wêreld druk ons af. Maar dit is ook veronderstel om ons te laat sien hoe groot God is en die guns wat God gekies het om ons te betoon, en dat ons beter God se genade kan verstaan. In die besonder sy verlossing vir ons, en dat ons ook deur die hemelse wesens vooraf gegaan word om aangemoedig te word om God te aanbid. So dit laat ons ook al meer bewus word van die dinge wat nog gebrekkig in ons is, en ons het nood daarin om elke dag ons te bekeer daarvan en meer na die beeld van Christus gelykvormig gemaak te word, sodat ons met opregte hart God kan aanbid, en nie net met die lippe tot God nader, en ons hart is ver van die Here nie, maar dat ons hart en ons lippe verknog sal wees aan God, sodat ons God kan eerbiedig en hom vir ewig kan geniet, soos wat ons ook in ons tema sien, die Vader openbaar sy skepingsmag deur sy seun, aanbid God. So vir konteks in Openbaring 4, daar is in Openbaring 4 en 5 'n krisis wat afstuur, en ek wil u nou nie in die lig laat hang wat hierdie krisis in die hemel is nie. Die krisis is, daar word iemand gesoek om die boeke oop te maak en daar's niemand te vind nie. So dis waartoe hierdie hele gebeurtenis afstuur. Nadat die krisis opgelos is, sien ons dinge in die hemel begin verander. En ons sien ook die posisie van dinge rondom die troon begin verander. Ons sal sien soos wat die tyd aanstap, en ek sal vir u verduidelik waarom dit so is. So, hou dit net in die agterkop, ons is dan besig van die beskrywing van die troon van God, maar ons stuur ook in 'n sekere sin op 'n krisis af, waarvoor daar wel 'n oplossing is, en as u nuuskierig is, kan u weliswaar gaan kyk.
na Openbaring hoofstuk 5 wat die oplossing daarvoor is. En so dan verander die strukture en so ons moet dit in gedagte hou wanneer ons die res van die boek Openbaring lees. So wanneer ons nou oor die 4 lewende wesens praat, soos gesê is, moet ons nie dit die fokus maak nie, maar die troon, ons oë moet wees op die troon, want dit was Johannes se fokus gewees, toe hy opgeroep is na die hemel, dadelik fokus hy op die troon van God. Maar selfs Johannes is deur die engele wesens so weggevoer met die gedagte van hulle voorkoms. En daar's verskillende hemelse wesens wat ek hiervan praat. Die 4 lewende wesens sal ons nou meer in deels op fokus, maar daar is ook engele wat ons nou kan noem. Ek weet nie of mense dit op enige manier kan sê, die gewone engele nie, want dis die engele waarvan ons die meeste hoor. Maar die 4 lewende wesens is dan baie uniek. Johannes self, wat deel van die apostels was, het saam met die apostels die kerk gewaarsku om nie deel te vorm van hulle wat in die versoeking gestel is om engele te aanbid nie. Paulus waarsku Kolossense 2 vers 18 en 19, laat niemand julle prys beroof nie, al sou hy behaai in nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid, en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. En so Kolossense 2 waarsku dat daar sekere mense is wat in nederigheid, verering van engele voorstaan, en hy sê moenie daarvoor val nie. Ook waarsku Paulus in Romeine 1 vers 25, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. So hier waarsku Paulus ons, en dit sou in daardie stadium presies dieselfde gewees het as Johannes die brief aan die Romeine en ook aan die Kolossense geskryf het, om hulle oor dieselfde ding te waarsku. Maar dan sien ons in Openbaring 19 vers 10, dat hy in die strik trap waarvoor hy ander mense sou waarsku. Dit wys hoe gevaarlik is die kwessie wat ek vir u voorhou. En dis waarom ek u wil waarsku, dis waarom ons attent moet wees daarop. Hierdie is 'n gevaarlike terrein, kan na 'n gevaarlike terrein beweeg. Wanneer God dit aan ons openbaar, dan sien ons baie duidelik dat hy dit vir ons gee met 'n waarskuwing. En hier is een van die waarskuwings, Openbaring 19 vers 10. Johannes praat dan oor sy belewenis, en hy sê, en ek het voor sy voete, dis nou voor die engel se voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broers, wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. En dan later in hierdie openbaring doen hy presies dieselfde waarvan hy weet dit is verkeerd, en waarvan die engel hom alreeds gewaarsku het, kan hy homself nie beheer nie en val hy weer in aanbidding voor die engel se voete. En Openbaring 22 vers 8 en 9. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het, en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broers, die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. So wat doen die heilige engele? Die heilige engele sal nie aanbidding aanvaar nie, want hulle reflekteer en sê, gaan en aanbid God. Maar die engele
is nie net goeie engele nie, daar is ook 'n hoeveelheid engele wat geval het. Gevalle engele wat ons duiwels noem, of demone noem. En die Bybel sê ook vir ons baie min van die gevalle engele, of hoe hulle geval het. Maar weliswaar in die boek Openbaring veral kom die getal of die breek vir die kinders wat wiskunde doen en al breuke doen, kom die woord 'n derde 'n paar keer in die Bybel voor. So die kinders sal weet, as jy 'n derde van 'n hele wegneem, dan eindig jy op met 2/3. So die goeie engele 2/3 en die gevalle engele 1/3, wat vir ons duidelik uitwys dat die goeie engele ver in die meerderheid is teenoor die gevalle engele. En dit is hierdie gevalle engele wat aanbidding op hulle self wil verseker. Wat doen die Satan toe hy met Christus dan hom in die versoeking wil lei? Hy sê vir Christus, as jy my aanbid, sal ek jou al hierdie koninkryke gee. Hy bring hom in die versoeking. En so moet ons weet dat die waarskuwing van om nie engele te aanbid nie, wat die apostel hier vir ons gee, is nie omdat goeie engele, heilige engele aanbidding op hulle self wil verseker nie. Nee, hulle sal dit verseker dat ons God aanbid. Maar hier's die gevaar, die bose geeste is besig om met hulle vernietigende werk voort te gaan, omdat hulle self voordoen as engele van die lig. 2 Korintiërs 11 vers 13 en 14, want sulke mense is valse apostels en bedrieglike arbeiders, want hulle self verander in apostels van Christus. Geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dis demoniese aktiwiteite wat mense op 'n glibberige spoor plaas. En die waarskuwing, daar word nie geluister na die waarskuwing van God se woord nie, en daarom het hierdie dinge gebeur. 2 groot godsdienste van die wêreld het voortgesprei, omdat mense nie ag gegee het op hierdie waarskuwings nie. In die jaar 610 na Christus het 'n man van 40 jaar oud 'n visioen gehad in 'n grot van Hira, waar sogenaamde engel aan hom bekend gestel is as die engel Gabriël, en daar aan hom opdragte gegee is, en daar het die godsdiens van Islam ontstaan. Sy naam was Mohammed. Seker een van die grootste godsdienste in die wêreld, word gesê, die tweede grootste godsdiens, maar is baie vinnig besig om uit te brei en in getalle toe te neem. Omdat mense nie geluister het na die waarskuwing van die woord. Nog 'n voorbeeld, 1823 het daar 'n 17-jarige seun met die naam van Joseph Smith 'n visioen gehad van 'n engel Moroni, wat vir hom opdragte gegee het, en die Mormone het daar hulle ontstaan gehad, en wat reg oor die wêreld meer as 17 miljoen volgelinge het. Engele gevalle engele wat besig is om misleiding, hulle self voordoen as engele van die lig. So daar's 'n goeie rede waarom die Bybel vir ons waarsku. So die Here leer vir ons dat hierdie engelewesens is dan geskape vir die doel om God te verheerlik, en hulle doen dit van hulle skepingsdag af, die heilige engele tot vandag toe. Wanneer is die heilige engele geskape? En dis ook weer eens 'n vraag wat ons nie direkte antwoord het nie, maar waarvan ons 'n afleiding kan maak. Want die Here praat direk met Job, en hy het die volgende vir Job gesê, Job 38 vers 4 tot 6, dis die Here aan die woord. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het?
Gee te kenne as jy insig het. Wie het sy afmetinge bepaal? Jy weet mos. Of wie het daaroor die meetsnoer gespan? Waar is sy fundamentklippe op ingesing? Of wie het sy hoeksteen gelê? Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. So seuns van God, ons het ook al reeds gesien in Genesis hoofstuk 6, het ek vir u gesê, daar's 'n verskil met betrekking tot Genesis 6 se seuns van God en dan ook die seuns van God wat ons hier vind. En ook nog die verskil tussen die seun van God, soos ons ook in die Heidelbergse Katekismus vir ons ook duidelik uitstippel waarom hy die seun van God genoem word, en ons tog ook kinders van God is, Hosea 1 vers 10, seuns en dogters van die lewende God. Maar in hierdie geval in Job is die seuns van God engele. En die engele was getuies gewees van toe God die hemel en die aarde gemaak het. Wanneer was dit? In die begin het God die hemel en die aarde gemaak, Genesis 1 vers 1. So hulle is gemaak voordat die hemel en die aarde gemaak is, om getuies te wees van dat God dit gemaak het en hoe God dit gemaak het. En hulle blydskap en hulle aanbidding wat hulle aanbid het. Daar is nog soveel om te sê met betrekking tot hulle. Ek sien my tyd het uitgehardloop. Maar om weer terug te kom na die punt toe, ons as skepsels is aanbidding van God verskuldig. En terwyl hierdie baie interessante onderwerpe is, wil ons kyk na wat hierdie heilige wesens doen en hulle reflekteer vir ons. Hulle wys vir ons die vinger na die troon van God, om God alleen te aanbid. Hulle verseker nie aanbidding vir hulle self nie, hulle rig nie die aandag op hulle self nie, maar daar is baie bose geeste wat bereid is om hulle self voor te doen as engele van God en om mense te mislei. Ons wil graag God verheerlik en hom geniet tot in alle ewigheid. En ons wil dit doen saam met al die skepsels waarvan hierdie heerlike wesens ook deel is en waarin hulle ons ook gaan begelei en waarin ons ook dan deel gaan hê. So met verlange kyk ons na ons tyd van rus, wanneer ons ook hier nou al reeds die Sabbatsrus beleef, maar daar eendag wanneer ons volkome rus sal hê en ons dan nie sondige geneigtheid het nie, maar in staat is om altyd God te aanbid, sonder die vlees wat ons terugtrek en waarvan ek en jy elke dag stry daarteen, en dis waarom ons so biddeloos is, omdat die vlees nog in ons werk en ons baie keer aan die vleeslike begeertes oorgee. En daarom moet erken voor God dat ons biddeloos is, maar ons sien hierdie heilige wesens het geensins daardie terugtrekking van die vlees, omdat hulle nie vlees het nie, hulle het nie gesondig, hulle het nie geval nie. En met verlange kyk ons daarna, dat ons saam met hulle tot aan alle ewigheid God se naam sal groot maak en verheerlik. Maar die stryd is 'n realiteit hier en nou, en ons kan nie net agteroor sit en sê, ons wag tot eendag nie. Ons moet deel van daardie stryd wees, en al voel ek nie om te bid nie, al voel ek nie in die by om tot God te nader nie, al voel ek nie in daardie gemoedstoestand nie, moet ons nie fokus op ons gevoelens nie, maar moet ons doen wat God ons in staat stel om te doen, om tot hom te nader, om hom te vertrou, sodat ons aandag op hom gerig kan word. En dan, wanneer ek in 'n krisis is, dat ek tot God sal bid. Wanneer ek by die huis kom, God sal verheerlik. En baie sal sê, maar ek is uit woorde uit, ek bid elke keer die Onse Vader. Wel, as ons nie weet wat om te bid nie, hierdie wesens het gefokus op alles wat God gemaak het, en dan val die 24 ouderlinge neer. En so ek en jy kan fokus op wat God gemaak het, wat hy geskep het, wat ons rondom ons sien, wat ons in die natuur sien, dit wat hy ons gegee het, ons gesin, ons familie, ons gemeente. Ons bid al reeds vir die erediens van die volgende week. Ons vertrou die Here vir die wat siek is in die gemeente.
dat die Here met hulle sal wees, sy doel met hulle sal bereik, die wat swaar kry, die wat deur moeilike omstandighede gaan. En sodoende as ons hemelwaarts ons aandag vestig en ons prys stel van God wat in die hemel is, en daar ons skat is, sal ons hart ook daar wees en sal ons gebede tot God rig. Maar biddeloosheid kan ons nie verby dit kyk, dit is ondankbaarheid. Ondankbaarheid teenoor God. En het ons nodig om ons tot die Here te bekeer en om tot sy naam te roep, sodat ons weer die vreugde van die Here kan ervaar. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir u woord, en ons dankie Here dat u ons gereed maak vir wat u in u woord vir ons voorberei, sodat wanneer ons na die dinge begin kyk, soos wanneer oorloë is, die bomme begin val, dood, pes, siektes, hongersnood, en al hierdie dinge die aarde tref, dat ons eers gefokus sal wees op u, o God, op die troon, en nie ons aandag sal aftrek na geringe dingetjies doen. Ons Hemelse Vader, u wil ons grond, en u wil ons anker, u wil vir ons 'n fondament wees, sodat ons nie deur die winde van hierdie valse leringe heen en weer gesweep word nie, sodat ons, Here, u kan raak sien as ons enigste God wat ons verlossing bewerkstellig het deur u seun en deur die krag van u Gees. Help ons om nie afvallig te wees nie. Help ons om ons te bekeer van ons ondankbaarheid, en laat ons lewens oorspoel wees met dankbaarheid teenoor u, en laat dit in die vernaamste deel van ons dankbaarheid na vore kom in die gebed. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.